Julle is wat eers vanaand by ons aansluit nie, baie welkom, maar ons het bietjie gekyk na die geloofsbelijdenis, wat ons almal baie goed ken, ons noem dit die apostoliese geloofsbelijdenis, die groot woord, en so ons het gesê, hy gaan eintlik maar basies oor die drie eenheid, nee, en ons het begin maandag aand met God die Vader, en ons het gesê, dis amazing dat God juist kies om as Vader aangespreek te word, gisteraand gepraat oor Jesus Christus, wat as oorwinnaar op die troon sit, en bietjie opgewonde geraak oor daai oomblik, kan jy dit imagine, dis lekker as jy hier staan, dink hoe lekker is dit as jy in die amfie staan, dink hoe lekker was dit vir die van julle wat by Passion was, om so te staan, met 'n menigte en te worship, kan jy imagine hoe gaan dit daai aand wees, daai dag, daai ewigheid in die troonsaal, so, en vanaand kyk ons oor wat is die praktiese implikasie van dit alles deur die Heilige Gees. In Genesis 2 vers 7 lees ons, daar staan, jy hoef nie nou so toe te blaai nie, die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Die Here het die mens uit stof gemaak en asem in hom ingeblaas, sodat hy 'n lewende wese gemaak het. As jy die skepingsverhaal lees, dan lees dit, God is die skepper, en hy skep mens, en hy gee vir hom 'n liggaam, en hy blaas sy asem in die liggaam in, sodat die liggaam kan lewe. En dan lees ons van die Ou Testament af hierdie verhaal van hierdie mens wat op 'n manier verlore raak en dan op soek is na God. God het hom geskep vir verhouding en naand kry hulle die wet. Julle onthou dit, dis nog redelik al vroeg in die Ou Testament en hulle het die wet en deur die wet word dit die manier hoe die mens probeer om verhouding met God te hê. En dis basically die hele Ou Testament. Die failure van die mens om deur dit wat hy doen 'n verhouding met die Here te hê. En op 'n stadium kom die Here en sê, nee, hierdie gaan nie werk nie, hierdie kite gaan glad nie vlieg nie. Daar's net een manier hoe julle met my verhouding kan hê en ek sal julle met myself moet versoen vir dit om te gebeur. En ek gaan dit doen deur my seun. Ek gaan dit doen want as enigiets van julle gaan afhang, gaan ons nooit 'n goeie verhouding hê nie. En dan stuur hy sy seun. En is amazing dat Paulus hierdie vergelyking maak in Romeine 5, dat Jesus, dat die Christus, die nuwe Adam is. Het julle al daai gelees? Die opskrif is die Adam en Christus. Dat toe Jesus gekom het, God weer geskep het, en dat Christus die nuwe mensdom, onthou Adam beteken mens, dat Christus die nuwe mens kom skep het, en dat in Christus ons ook 'n nuwe mens is. Julle ken daai vergelyking, Paulus begin eintlik met 'n lang storie oor die wet, en dan juis hierdie feit dat Christus as die nuwe Adam is, beteken ons kan vry wees van die wet. Nou in die belydenisskrif vanaand kyk ons na die laaste stukkie wat sê, ek glo in die Heilige Gees. En omdat ek dit glo ek aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Dink julle dis ons kerk waarvan hulle hier praat? Voel julle soos 'n klomp heiliges hier by mekaar? Enige heiliges wat hulle hand wil opsteek vanaand? Ons moet eintlik sê die gemeenskap van sondaars, maar ons is nie sondaars nie, ons het die sonde oorwin. So ons is die gemeenskap van heiliges, hy praat van julle. Die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en dan nou 'n ewige lewe. Wat ons bely wanneer ons dit bely, is dat ons sê, dat omdat ons die Heilige Gees het, ons 'n heilige kerk kan wees. Ons 'n heilige liggaam kan wees. Wat noem ons die kerk? Die liggaam van Christus. Is ek reg? Sover nog heeltemal in lyn met wat julle in die sonnaarskool geleer het? En wat ons hier bely, wanneer ons sê ons is 'n heilige, algemene, Christelike kerk, is ons sê dat ons die liggaam van Christus is, en soos Christus moet hierdie liggaam beweeg, moet hierdie liggaam in die wêreld verlossing en versoening en die boodskap van God se liefde en die verhouding wat die Here met ons wil hê, bring. Dis ons werk, dis kerk, punt. As jy wil weet waar dit gaan om in die kerk te wees, gaan nie so seer oor Sondag se dienste nie, dit gaan nie so seer oor die musiek nie, dit gaan nie eers so seer oor die huisbesoek en die kollekte nie, dit gaan oor liggaam wees in die wêreld. God se liefde bring vir die wêreld. En as ons hierdie week celebrate, kan ons dit nie losmaak van hierdie opdrag van kerk wees nie. So kom ons dink nou terug aan Genesis. God het geskep, hy het die mens geskep met liggaam, hy het in hom asem geblaas, wind in hom ingeblaas, en die mens het gelewe. Ons sê in die geloofsbelijdenis, ons glo in God die skepper, wat vir ons die seun gegee het, die nuwe Adam, wat liggaam is, en die Heilige Gees gegee het, as die asem wat in die liggaam ingeblaas word, sodat die liggaam sal lewe.
Ongelukkig is daar baie kerke wat alles bely, maar net leef tot na Jesus. Wat nog nie lyk of die liggaam gees gekry het nie. Ons kan nie dit wees nie. Gees, ons het al oor gepraat, die Hebreëse woordjie vir gees, wind, is ruach, is dieselfde woord. Wind, asem, ingeblaas. Hoor julle hoe mooi is dit? God, wanneer die Heilige Gees uitgesterf word na Jesus se hemelvaart, blaas lewe in die kerk in. Jesus kom leer vir hulle wat dit is om liggaam te wees, en dan blaas hy die lewe in die kerk in, en sê, nou kan jy beweeg, nou is jy 'n lewende organisme, en nie 'n instansie nie. It's amazing, nee? Kom ons lees in Romeine 8, julle kan saam my soontoe blaai. Ek het nou hier aand bietjie die einde van Romeine 8 se eerste deel gelees. Ek wil nou, ons moet na daai hele gedeelte oor die Gees saam kyk. So as jy Bybel lees, blaai na Romeine 8 toe, dan lees ons gou die eerste paar verse saam. Paulus is besig met 'n argument oor Adam en oor Christus en oor die ou en die nuwe, en hy praat oor die wet en oor genade, en dan begin hy en hy sê, daar's dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, hoor julle weer, Gees is lewe, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Wat het ons nou gesê? Ons kon nie self verhouding bou nie. Ons kan nie self by God kom nie, dis te swak. Dit het God self kom doen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur, so het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat lewe, nie deur ons sondige natuur wat te laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met al die dinge van die sondige natuur, maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Hoor julle, Gees is lewe. Elke keer word dit saam gesê. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. En nou, ons het maandag aand hier gelees, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders van God is, en omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus, aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Wat lees ons in hierdie teks? Elke keer Gees en lewe, Gees en lewe. Was julle al bietjie by atletiek waar die skole vir mekaar gesing het, We've got the spirit, yes we do. Julle het dit al gesien? En partykeer wonder ek of ons met die kerk ook so is. Ons probeer dit vir mekaar skree en ons probeer mekaar oortuig. Weet nou eintlik die Gees hierso, We've got the spirit, yes we do, en dan het ons nou klomp bewyse. Die bewys van die Gees sal wees of die liggaam lewe. En elke gemeente is liggaam en saam vorm ons liggaam. Maar ons kan vir mekaar vanaand hier sê, as kandelaar, as liggaam van Christus, is die Gees al in ons ingeblaas? Het ons al toegelaat dat God die Gees in ons inblaas? Want ons weet dat iets wat lewe moet beweeg, en daai is die scary deel. So ek dink partykeer kom ons so kerk. Gees is lewe.
Ons sê, ons is 'n heilige algemene Christelike kerk. Ons glo in die vergifnis van sondes. Ons glo ons gaan opstaan en die dood oorwin. Ons glo ons het 'n opdrag om in hierdie wêreld iets te gaan beteken. Christus het vir ons kom deel maak van die liggaam en vir ons die Gees gegee, want sonder die Gees sou die liggaam nie beweeg het nie. Julle weet dit. Voor die Gees was die apostels almal bang en skrikkerig en selfsugtig. Na die Heilige Gees ontvang het, skielik beweeg hulle die wêreld vol en gee alles prys vir hierdie evangelie. Ons kan niks weet, niks doen sonder die Gees nie. Wat ons hierdie week celebrate, is dat as ons 'n kerk is en ons onsself 'n lewende liggaam van Christus noem, is dit as gevolg van Pinkster wat ons kan vier. Daar's 3 aspekte van jou lewe as jy 'n kind van die Here is. Die eerste een is, jy staan as 'n individu in 'n verhouding met God. Ons het dit bely, die Skepper, jou Vader, die Almagtige. Dis persoonlik, dis verhouding. Die tweede deel, as jy sê jy is 'n kind van die Here, is jy moet deel wees van die liggaam, jy moet deel wees van 'n community. Hierdie is 'n spansport. Dis die liggaam van Christus. Die derde aspek is, jy het 'n opdrag en jy moet hom gaan lewe in die wêreld daar buite. Dis die Heilige Gees wat dit doen. As jy sê jy is in 'n verhouding met die Here, dan volg hierdie outomaties. Jy kan nie kies watter een. Dis nie 'n monkey puzzle nie. Jy het al 3. Wil jy toets? Ons het nog heeltyd gesê, kennis, waarneming, ervaring. Wil jy toets? Gaan kyk na jou lewe daar buite. Toets hierdie gemeente waarin jy is. Is ons besig om te bou in verhouding met God? Is ons besig om liggaam te wees en community te vorm en lewe ons? Is ons besig om iets te beteken in die wêreld daar buite? We've got the Spirit, yes we do. Maar dis nie om vir ons te hou nie. Dis om te gaan gee vir 'n wêreld wat hom baie, baie nodig het. Ek wil afsluit met wat Jesus sê, wanneer hy praat oor die Heilige Gees wat gaan kom. Hy sê, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. So jy hoef nie te wonder nie, hy gaan vir jou leer. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Hoor julle hoe vat die Gees dit saam? Die Gees is hier om ons te help om kerk te wees. Bietjie later in Romeine 8 staan daar, die Gees help ons om te bid, want die Gees weet hoe om ons grootste hartversigtinge vir die Here te gee. Ons kan nie sonder die Gees nie. So ek wil jou op 'n manier challenge, dat as jy in hierdie week hier was en iets van die Heilige Gees in jou lewe gevier het, kan jou lewe nie onveranderd wees nie. 'n Verhouding met die Here, hoe jy deel vorm van hierdie community en die verskil wat jy gaan maak, waar jy bly, waar jy klas draf, waar jy social. 'n Liggaam wat nie beweeg nie, is dood en die Gees lewe. Amen. Here, dankie dat U ons oproep om U kerk te wees in die wêreld. Here, dat U vir ons gesê het, dat U vir ons 'n opdrag het vir die wêreld. Here, en dat U geweet het, ons kort lewe as ons hierdie liggaam gaan laat beweeg. En daarom het U ook vir ons die Gees gegee. Here, ons glo dit. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo, ons is 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Here, ons glo dat U ons sondes vergewe het en dat U dit ook wil doen vir die wêreld daar buite. En ons glo dat U ons wil gebruik. Here, mag ons as kandelaar, as net ook 'n deel van U liggaam, Here, mag ons lewe. Mag ons deur die krag van die Gees ook in U koninkryk iets vir U naam beteken. Amen. Kom ons staan, ons doen vir oulaas weer die geloofsbelijdenis saam en dan sing ons die slotlied. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God,
die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.